Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend. Vandag is die 18de Februarie, jaar 2026. My naam is Dani Gerber en wat se dag is hierdie? Petroldag, nee, maak seker my boetie en sussie, jy kry jou petrol. Jy kan nie deur hierdie dag gaan net op fumes nie. Jy het nodig om jou petrol te kry. Ek praat nie van petrol in jou kar nie. Ek praat van geestelike voedingspetrol in jou liggaam, jou geestelike liggaam. So raak betrokke by 'n selmeeting, by 'n bidtuur, gaan kry jou petrol om jou deur te dra vir die res van hierdie week. Halleluja. Vandag gaan ons bietjie gesels oor Jesus voorsien en hy sal altyd voorsien. Nou ons kan in 2 gedeeltes in God se woord lees oor hoe die Here voorsien het. En die eerste ene is daarso in Matteus 14 en ons lees hierso vanaf verse 14. En hy sê hierso die eerste vermeerdering van die brode. En toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel en hy het hulle siekes gesond gemaak. En toe dit aand geword het, kom sy disippels na hom en sê die plek is verlate en dit is al oor die tyd, stuur die skare dit weg sodat hulle na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel kan koop. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord hom, ons het net 5 brode en 2 visse. En jy verhaal verder gaan lees, kan jy sien wat het Jesus gedoen hierso met die 5 brode en die 2 visse. En hy het dit vermeerder en vir die mense gegee en hulle het 12 mandjies vol oorskietkos opgetel en hulle het nie die kos gemors nie. So in die volgende gedeelte was gewees daar in Matteus 15 verse 29 is die tweede vermeerdering van die brode. Toe gaan Jesus daarvan weg en kom by die see van Galilea en hy het op die berg geklim en daar gaan sit. En ondertussen kom daar 'n groot menigtes na hom met krepeles, met blindes, stommes, gebreklikes en baie ander by hulle. En hulle het by die voete van Jesus neergesit en hy het hulle gesond gemaak, sodat die skare verbaas was om te sien dat stommes praat, gebreklikes gesond word, krepeles loop en blindes sien en hulle het God van Israel verheerlik. Toe het Jesus sy disippels na hom geroep en gesê, ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie, sodat hulle nie miskien op die pad beswyk nie. En sy disippels sê vir hom, waar sal ons in die woestyn soveel brode vandaan kry, om so 'n groot skare te versadig? Toe sê Jesus vir hulle, hoeveel brode het julle? En hulle antwoord, 7 en 'n paar visse. En weer eens kan ons sien wat het hier gebeur, en die Here het dit vermeerder, en hulle het na die tyd 7 mandjies vol kos opgetel, nadat almal geëet het. En wat vir my uitstaan hierso is die nommer 7. En in die 2 gevalle is, ek meen, is die 5 brode en 2 vissies, gee vir jou getal 7. En die tweede gedeelte was dit 7 brode, hulle sê nou nie die van die visse nie, hulle sê net 7 brode en visse. So die getal 7 beteken completion, it's finished. Dit beteken voltooiing, dit is volmaak. So my boetie en suster, Jesus voltooi wat hy begin het. Hy is volmaak, hy is die allerheiligste. Ek en jy kan net na hom toe gaan. En ek wil vandag vir jou sê, Jesus is my en jou voorsiener. Moenie angstig rondkyk nie. Hy sal voorsien. Die woord sê, as hy vir die mossies in die veld sorg en hy sorg vir die mense, hoeveel te meer sal hy nie vir my en vir jou sorg nie. Ons wat aan hom behoort, hy sal jou nie begewe nie, hy sal jou nie verlaat nie. En jy gaan miskien deur 'n moeilike stadium in jou lewe nou en jy vra, waar is God? Ek het nie dit nie, ek kan nie dit agterkom nie, ek kan nie sien nie. Die Here sal voorsien. Weet jy, baie keer gaan dit vir ons met ons so goed dat ons kom nie eens agter hoe die Here daagliks vir my en vir jou voorsien nie. Hy voorsien vir ons vir 'n warm bed om in te slaap. Hy voorsien dat jy 'n warm stort of 'n warm bad kan vat. Hy voorsien dat jy 'n bord kos op jou tafel het. En ons sien dit nie raak nie, want dit is so alledaags. Dis iets wat ek moet hê, dit is iets wat net gaan gebeur. Tot jy die dag dit nie het nie. Dan kom ons agter dat God se voorsiening vir my en vir jou absoluut uiters belangrik is. So kom ons vra die Here om in ons lewens te voorsien. Maar ek praat nie van geld in 'n double story huis nie. Praat ons, Here, kom voorsien in ons u wil, sodat ek u wil sal uitleef. Dat ons hierdie
voorsiening van God kan raak sien. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord, Here, dankie vir voorsiening. Dankie, Here, dat ons weet, u is al reeds voltooid. U het alles al reeds betaal. U het die prys betaal vir alles wat ons deurgaan. Ons bid en vra, Here, dat ons net ons oë sal oopmaak om u voorsiening te kan raak sien in dit wat u vir ons gee. Here, dankie dat u ook voorsien aan die wat dit nodig het. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag op hierdie Woensdag, gaan kry jou petrol, nee, en jy moet 'n geseënde dag hê. God bless.